Hallo en welkom by vandag se Blitsfokus episode. Ek en Jadine gaan bietjie gesels oor wat aangaan in die wêreld van die jeug. Ek het dan vir Sunay Witman, die kaptein van die Capricorn Eagles, saam op die bank en dan gaan ek en sy ook bietjie blitsvinnige vrae antwoord. En heel laaste luister ons na 'n nuwe liedjie. Welkom Blitsfokus kykers by vandag se Wat is nuut, waar ons bietjie kyk aan wat aangaan in die wêreld van die jeug. En soos gewoonlik het ek vir Jadine Ambrosini saam op die bank. Baie welkom Jadine. Ek is weer terug. Ja, ek moet amper op hierdie stadium nie vir jou welkom heet nie, want jy is net altyd hier, so ek kan net sê hallo. Hulle gaan my verwag. Hallo Jadine. Ja. Hoef jy met te sê welkom. Net hallo. Glad en al meer dit hè. Hoe gaan dit vandag met jou? Ek is alright, voel baie beter vandag. Dit is so koud, dit is so warm, so ek voel baie beter vandag en Jy is jy? bietjie meer rustiger as laasweek. Ver rustig, gaan nie eens lieg nie. Nee, by my gaan dit ook goed. Aan die gang, daar's nie regtig iets nie. Ja. Ons het nou so 'n bietjie voor dit gesels, maar ek is besig om al my werk klaar in orde te kry vir want einde van die week vertrek ek op 'n adventure. Maar Rosanne moet vir julle sê van die adventure. ek sal as ek terug is van die adventure af, dan sal ek Dan moet ons 'n hele debrief van dit Dan sal ek hê. 'n hele debrief van die hele episode daarop hê. Definitief. Dan ja, so dis al wat ek kan sê. So my week is maar bedrywig. Ja. Dinge klaarmaak, post schedule, sulke tipe goeders. Ja. Maar verder as dit is dit 'n goeie week. Ek glo dit is baie besig. Ja. Wow. Maar wat dit ook 'n bietjie besig maak is die naweek was nou die laaste Super Saturday vir die NSSR Liga. Yes. So van nou af is dit nou net 'n paar Woensdae, 'n paar Saterdae, net so 1 of 2 wedstryde. Hulle rip nou alles omtrent af. Ja, so dis nou net die laaste paar wedstryde. Almal moet mos maar die ewe hoeveelheid veel wedstryde speel deur die tyd van die liga en dan die ek dink die 14de en 15de is dit die semifinale en dan die naweek daarna is dit die finale. So dit raak nou al hoe nader, al die spanne raak se tyd. Ek dink daar's van die En dit word ook kleiner van 'n Ja, en ek dink daar's tog wel van die spanne wat weet, okay, hulle het nou net een wedstryd oor, hulle gaan dit nou nie maak tot die semifinals nie of so. Maar daar's nog spanne wat regtig veg vir die posisie by die semies. Ja, en ek glo dese tyd wanneer ek sê nie hulle raak sleg met mekaar nie, maar dit word net meer competitive. Ja, dis seker. Dis nou hulle sien mekaar om te wees, nee, miskien gaan ek teen hom gaan beklei, miskien gaan ek teen hulle gaan beklei. So dis die competition is baie hoog, so. Ek wil net weet hoe is dit as hulle ry van die een dorp af na die ander een. Hoe is dit net in die bus sing hulle songs of is hulle net like Ek dink op pad na die wedstryd toe is dit dalk 'n gesingery en 'n gelukkige en dan as hulle teruggaan en hulle verloor dan is dit dalk nie 'n gesingery nie. Ek glo die pad dan toe is 'n bietjie stil. Ja. Van hulle kyk hulle is 'n competition. Hulle moet prepare om te sê, okay, hoe sal ek vir hom kan vang op die vlag? Hulle moet prepare vir dit. Ja. Maar laasweek Woensdag het daar 2 wedstryde plaasgevind. Ja. En toe het WAP teen Pro het gespeel en dit was 'n regtig 'n tawwe game. Op die ou ende het WAP toe gewen en hulle het toe bly bo aan die ranglys. Hulle is al die hele liga bo aan die ranglys. Wat was die skoor van hulle? Ek dink dit was 38 ek kan nie nou die ander nie, 12 of 17 of daar rond. Dit was dieselfde dag het Dr. Lemmer en Windhoek Gymnasium gespeel en die skoor was dit was 58 en 14. Goeie genigtig. Ja. 58 en 14. Ek het gesien daai wedstryd, dit was regtig tawwe wedstryd. Maar hulle het hulle alles gegee vir die game. Ek gaan nie eens lieg, jy kon gesien het hoe intens alles was. Even na die game, hulle het goeie sportsmanship gehad. En nie vinnig op die vlak gehard op en hulle het mooi mekaar goeie game en al wat dit is. Shame hulle, dit is regtig nou as hulle nou verloor en hulle dalk het hulle gedink hulle staan nog 'n kans en dan verloor span. Want hulle het so ver gekom en ek voel dit is baie erg om by die laaste punt uit te kom val. Of by die laaste dit gaan dit net erg maak. Van dit voel jy net die hele pad wat jy gekom vat het, is 'n bietjie Ja, ek dink van hulle dit is soos hulle sien nou, okay, dit was nie moeite werd, ons is daar. Shame, ons het met die kaptein van WAP bietjie gesels na die wedstryd en hy is so, mense kan sien hy is so bly om nou bo in die ranglys te wees, maar hy weet ook daar is
meer kompetisie wat kom. Verloor, en dan jy kan bo aan die ranglys bly vir die res van die liga. Maar as jy by die semies of by die finale uitval, dan val jy. Dan sit ek nog net weer daarmee. Ek kan dit ek sou dit nie aanvaar nie. ek het imagine soos hulle was in die league, hulle was in die top die hele. So op is al of a sudden gaan val net af. Ek sal sê kom ons doen 'n rematch. Kom ons probeer dit weer oor. Gee ons 'n bietjie tyd. Julle het gesien hoe ons gespeel het vooruit. Die was obviously 'n mistake. Kan ons punte kry vir elke wedstryd en dan kom ons put dit edit up asseblief. Dit gaan nie so maak in my kop nie. Ongelukkig werk dit nie so nie. Maar as dit nou was dat hulle net bepaal het wie se wenner in die liga punte, dan was dit nou so, maar so dit gaan ek is baie opgewonde vir die finale en die semifinale. Ek het my predictions. Het jy? Ek dink 'n bietjie, maar ek wil dit nie sê nie, ek wil nie as dit werk of as dit nie ek kan dit nie sê nie, maar ek het my predictions. Ons sal bietjie die week voor die semi sal ons bietjie praat oor die Dit gaan beter wees, ja. Ja, ek dink so. Want dan gaan ons nou kan sien wie. Dit is 'n bietjie nader. En dit is ook 'n bietjie, is nie te vroegie, maar dit is nog baie wat kan gebeur. Ja, 100%. Om nou te determine, so ek gaan dit nie weggooi nie. Maar ek het 'n gevoeling en ek het 'n baie sterk gevoeling. Okay. As jy 'n bietjie dit nou neerskryf en dan kyk of jou gevoelens. As waar kom ons altyd moet dit neerskryf en dan tapeer ons dit. Okay, en dan trek ons dit uit. Want dan kan jy dit nie verander nie. Want dan kan jy sê nee, ek het gesê dis dit en dan verstaan jy. So kom ons skryf dit al nou neer. En dan voor die tyd dan kan ons moet dit al vir interne wetenskap doen of 'n wetenskap doen met die maats en ek dink ons moet dit doen. Ek en jy moet lei dit. En dan sê ons hierdie is die ranglys op die oomblik. Wie gaan wen? En dan kyk ons as dit ons geld op die spel. Ons moet dit doen. Definitief. Ons sê nie dobbel nie, jy mag nie dobbel nie. Dit is 'n speletjie, okay? Ja. Dit is 'n interne speletjie van MyZone. Ja. Dis wat jy doen. Ja. Dankie, lekker met jou te gesels. Ons is altyd lekker. Ja, en dan sien ons weer volgende week weer. Yes. Dan sê Blitsvinkers kykers bly geskakel want net hierna gaan ek gesels met Sunay Witman. Sy is die kaptein van die Capricorn Eagles. So geniet dit saam met ons. Welkom Blitsvinkers kykers by vandag se onderhoud. Ek is bevoorreg om saam op die bank vir Sunay Witman te hê. Sy is die kaptein van die Capricorn Eagles. Baie welkom Sunay. Dankie dat jy vandag saam met my kuier. Ja, dankie dat jy my uitgenooi het. Ek is opgewonde. Dis. Voor ons nou in jou cricketloopbaan ingaan en al daai detail, vertel bietjie waar het jy groot geword? Bietjie meer van jouself. Ja, so net hier in Windhoek gebore, die bekende Pink Hospitaal. Ja, en dan my hele skoolloopbaan hier in Windhoek gewees, na skool onderwys gaan studeer in Potchefstroom. Aangegaan my Afrikaans in onderwys om honeurs in onderwys Afrikaans gedoen, meesters in Afrikaanse taalkunde gedoen by die Geesteswetenskappe fakulteit by Tikkies en toe 'n pos gekry by Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, 2 jaar daar skool gehou en ja, toe was ons in 'n bevoordeelde posisie waar ons voltyds gekontrakteer kon word deur Cricket Namibië en ja, so ek het eers toe nou 'n bietjie die skool hou gelos en speel voltyds cricket. Ag, lekker. En dan vertel 'n bietjie met die cricket waar daai liefde vir cricket begin. Ja, is eintlik 'n snaakse storie. My ma en my pa is maar van daai streng ouers gewees wat op 'n Sondagmiddag baie graag hulle middagslaapie wil vat. En jy moet ook die bure in ag neem. So die swembad is uit, bal speel op die gras is uit en ja, gelukkig het ons net so 'n klip gooi van Wanderers afgebly. So dan het ek maar my sussie was nie altyd keen nie. My sussie is die een wat hou van haar middagslaapie. Het ek haar maar saam gesleep Wanderers toe ons nou 'n bietjie gaan bal speel. My boetie was nog te klein gewees. Ons het 'n bietjie gaan bal speel. Ons moet 'n bietjie iets doen. Ek's nog altyd 'n besige by gewees en ja, so kry ek daar van die ouens daarso en ons 'n bietjie ons noem dit maar mini cricket want die opset is mini cricket, maar ja, so hulle het eintlik klap cricket gespeel en ek het so begin saam Garfield altyd bou 'n bietjie, slaan 'n bietjie bal en ja, ek weet nie dat dit net so by my gestiek en ja, toe van daar af het ek saam met die seuns cricket gespeel in die skool. Ons het nog nie, daar was nog nie meisies cricket of dogters cricket of eintlik maar vroue cricket gewees op daardie stadium. Ja, so aangegaan en saam met die seuns cricket gespeel, basies my hele skoolloopbaan en ja, toe van daar af het Namibië so, ons noem dit maar so, ons het daai tyd net opgedaag vir qualifiers, dis nou maar so 'n ding. Ja, so dan het ek gaan speel en ja, voordat ons nou so 5 jaar terug, 6 jaar terug, regtig invest het in cricket in Namibië, was dit maar so hier en daar, maar ja, dis maar wat die gogga byt het, was Sondagmiddag daar by Wanderers,
as ek nou nie mag geraas het as my ma wil slaap nie. So jy kan eintlik die Sondagmiddagslaapie is dit soos die jou krieket is te danke aan die Sondagmiddagslaapie wat jou ouers ja, as ons dit nou maar so kan saamvat. Julle is nou ook tans met 'n internasionale reeks. Julle het ons 'n paar wedstryde gespeel. Vertel bietjie hoe gaan dit met die reeks tans? En dan ook soos as 'n kaptein van die span, hoe berei jy jou span voor vir so 'n reeks wat voorlê? Ja, so ons is nou besig met die Capricorn series. Ons is die Capricorn Eagles, so ons het elke jaar 'n internasionale reeks hier by die huis. Dit is gewoonlik so in April maand, maar ons het so 'n bietjie nuwe management gekry. So daar's 'n bietjie strukture wat verander het. Ons het 'n bietjie tyd spandeer aan tegniese goed en om aan tegniese goed reg te maak wat baie moeilik is om tyd aan te spandeer wanneer jy in seisoen is en die hele tyd moet gaan toer. Jy kan nie, as ek nou maar so kan stel in 'n turnaround time van 2 tot 3 weke, kan jy nie tegniese goed verander nie. So ons het nou so 'n bietjie 'n breek gehad van internasionale cricket en ja, ek dink dit wys wat ons ingesit het die laaste 5 maande. Ons het 'n goeie eerste wedstryd gehad. In die verlede het ons regtig gesukkel om toernooie goed te begin. Ons het baie goed geëindig. Ja, so ons het met 9 paadjies gewen teen Tanzanië in ons eerste wedstryd teen Uganda. Uganda is altyd 'n tawwe kompetisie. Dis altyd so nek aan nek. Ja, so daar het ons as jy nou wil gaan om te sê jy het regtig gelyk gespeel. Ons het 123-7 gekry in ons eerste beurt en toe gaan Uganda, toe kry hulle 123-7 in hulle batting innings, so dit was regtig gelyk geweest en ja, toe speel ons nou die bekende superouer. Dit was baie lekker geweest en dit was exciting geweest want ja, in die verlede was dit so maklik vir ons geweest om net te wees like hulle kort 1 van 1 en daar kry hulle 1 van 1 en ons het op daai laaste bal wat hulle 1 nodig gehad het, ons paaltjie gevat. En ja, toe speel ons nou almal in ons span die eerste keer in ons lewens wat ons 'n superouer gespeel het en ja, ons het 13 toe nou nodig gehad om te wen en toe kry ons daai 13de loopie op die laaste bal. So ja, baie goeie goeters, baie opgewonde nog 5 wedstryde oor. Ja, so gaan goed sover en dis baie positiewe, daar's baie positiewe goed. Daar's altyd wat as 'n professionele sportpersoon is daar altyd goed dat jy beter wil doen, wat jy nog beter kan doen, waar jy wil werk, maar ons kyk na dit in 'n positiewe lig. Daar's so baie positiewe goed wat ons sover uit die wedstryde wat ons gespeel het kan vat. Okay. En dan jy is kaptein, jy het nou so rukkie terug 'n bietjie terugslag gehad, jy het 'n ek sê heel seker 'n besering of 'n voetoperasie of so. So hoe maak jy seker dat in daai tyd wat jy nou nie kan speel nie en jy moet regtig energie insit om die besering te genees, hoe bly jy positief en hoe maak jy seker dat jy sterker dan aan die ander kant uitkom? Ja, so ek het 'n klein voetprosedure gehad en dis 'n besering waarmee ek wil eintlik sê is 'n besering hier want ja, dit kom maar met sportmense, jou liggaam gaan deur baie. So dis maar iets waarmee ek al 'n tydjie gesukkel het en ons het alle konservatiewe behandeling probeer en ja, dit het net nie beter geword nie en ongelukkig my voete is my inkomste op hierdie stadium. So ja, dit was iets wat ek nie verder kon uitstel nie. En ja, dit is taaf om aan die kant te moet sit. Ek meen, ek het geweet 6 weke van nou af begin ons reeks. Ja, dis so 4 tot 5 weke. Ja, soos ek vroeër gesê het, ek's 'n besige by. Ek dink dit help my en ek is mentally baie sterk. So vir my gaan dit oor wat kan ek vandag doen om môre nog beter te wees. So ja, dis my dryfkrag van ek wil elke dag beter wees. So of ek nou op krikke is, hoe kan ek op krikke en in 'n moonboot môre beter wees as wat ek vandag was en dis maar my going forward is ek wil nie dieselfde wees as wat ek vandag was. Môre wil ek nie dieselfde wees as wat ek vandag was nie. En ja, almal praat altyd oor daai 1%ers en daai 1% dis my dryfkrag. Ek is iemand dat as ek my kop op iets gesit het, dan doen ek dit en ek werk regtig baie hard daarvoor. Ja, ek is nou in 'n spansport omgewing, maar ek het baie hoë hoogtes bereik as 'n individuele atleet en dit het my baie geleer oor dissipline en niemand anders gaan dit vir jou doen nie. As ek vandag fail ek. En in 'n spanomgewing is ek wil altyd my beste kan gee, maar as ek fail, dan het ek my span agter my, maar my dryfkrag is altyd om alles te kan gee, om elke dag op te daag. Elke dag gaan nie altyd dieselfde wees nie. Elke dag so 100% gaan nie altyd dieselfde wees nie, maar ek wil kan huis toe gaan en kan sê vandag het ek my alles gegee.
Ja. En ek moet sê ek het so 'n paar van jou want ek volg jou op Instagram nou al 'n rukkie en ek het 'n paar van jou updates gehad gesien oor die besering en jy was nog in die boot en alles en toe gaan jy al op die baan en jy doen dit en jy maak seker so van 'n soos 'n halfe uitstaande persoon wat nou uitkyk en jou content sien kan 'n mens sien jy is regtig determined om te bereik wat jy wil bereik. Daar's nou nie 'n tweede kans om enigsins iets anders te doen nie. Ja, so nee, soos ek sê as ek het geweet wat my turnaround time gaan wees. Ek het geweet ek gaan baie harder moet werk as die girls wat reeds besig is om voor te berei. Ek gaan vir 4 weke nie kan balle slaan nie, maar ek gaan in 'n reeks in moet gaan. So ek gaan die beste fikste ek moet wees dat wanneer ek terugkom, dat dit net vir my meer natuurlik is. Ja. Okay. As jy nou kyk na die vlak van cricket wat jy speel, so nou op 'n internasionale vlak en jy wat ook nou 'n permanente kontrak het, wat sal jy sê is die mees uitdagendste aspek daarvan? Ja, dit is soos ek sê, ek dink nie mense daar buite besef wat jy jou lyf deursit nie. Jou liggaam gaan regtig deur baie en ek meen jy het ook maar jou persoonlike goeders, jy gaan nie altyd noodwendig die beste nagrus inkry nie. Partykeer is dit nie noodwendig altyd moontlik om die regte nutrition in jou liggaam te kry nie. So ja, ek dink daai is een van die toughste aspekte is om wanneer jy moeg is en wanneer jou lyf voel like so vandag kan ek nie opdaag nie om seker te maak jy daag op. Soos ek sê, jou 100% gaan nie elke dag dieselfde 100% wees nie, maar as jy vandag opdaag, gaan daar môre 'n verskil wees, maar om jouself in daai routine te kry van I have to show up every day. It doesn't matter how I have to show up. Ek sou sê soos ek sê mense besef nie wat jy jou lyf deursit om 'n professionele atleet te kan wees nie. Ja. En dan so 'n bietjie met as jy nou kyk na jy wat nou sê jy leer al hierdie goed uit cricket uit. Wat sal jy sê is die groot lewenslesse wat cricket en jy as crickethatleet geleer het in jou loopbaan? Ja, ek dink daar's verskriklik baie, maar een of twee is soos momentum. Jy wil altyd momentum aan jou kant hê. Enige sport gaan oor you want momentum on your side. En momentum kan enige kant toe gaan, maar hoe deel jy daarmee? Wat doen jy om seker te maak jy hou dit aan jou kant as dit aan jou kant is, of wat doen jy om seker te maak jy kry dit aan jou kant as dit nie aan jou kant is nie. So om daai fight in jou te hê en ek dink ons wedstryd teen Uganda is is eintlik 'n baie goeie voorbeeld van buying into something en te sê luister hier, dis nie verby totdat dit verby is nie. Ek meen dit is so maklik om te sê julle kort 1 van 1, kry maar julle 1 loopie, maar om te sê jy gaan nie daai 1 loopie kry nie is soveel meer as om net te sê like luister hier, dis nou maar so. So ek dink daar's soveel goeters en ek dink om daai span te hê wat 'n familie is regtig like iets besonders. Ek dink baie min spanne in die wêreld kan sê hulle het regtig daai familieband. En soos ek sê, daar's eintlik so baie goed wat mense uit hierdie uit kan vat. Op die ou ende is dit jy as 'n individu moet bydra, maar hoe doen jy dit in 'n span omgewing? En daar's baie goed wat jy uit dit uit kan vat en wat jy huis toe kan vat en kan sê vandag het ons dit gedoen, maar vandag kon ek dit gedoen het. So ek sou sê daar's so baie goed waarna mense kan gaan kyk of wat jy kan gaan stukkie vir stukkie opbreek. Maar ek dink op die ou ende gaan dit net soos oor weer eens hoe daag jy as 'n individu op en wat bied jy vir die span. En dit is maar wat jy in jou alledaagse lewe, ek meen in jou werk, hoe daag jy by jou werk op en wat is die verskil wat jy in 'n groter omgewing kan maak of in enige ander spansport of in enige ander omgewing waar jy jouself bevind. Ja, 100%. En dan as ons nou gesels oor soos kinders of jong meisies wat nou dalk net begin of nou so met seentjies moet speel soos wat jy nou sê. So, wat se raad het jy vir jong meisies en dan ook die jong lede in jou span om dan nou in te gaan in 'n cricketloopbaan? Ja, soos ons ouer generasie se grootste dryfkrag vir ons is ons wil altyd seker maak ons los cricket in 'n beter plek as wat ons dit gekry het. En ek dink ons kan getuig dat ons regtig baie hard gewerk het en 'n baie groot deel gespeel het in waar vroue cricket vandag is. Definitief. En die wete dat daar 'n toekoms is
vir die volgende generasie in hierdie sportsoort, dink ek moet klaar genoeg dryfkrag wees om te sê, luister, ek gaan die volgende persoon wees, of ek gaan die volgende dogter wees, of ek gaan die volgende vrou wees wat nie net vir Cricket Namibië verteenwoordig nie, maar wat vir my familie uit kan sorg, wat vir myself uit kan sorg, wat vir my 'n lewe kan bou hier uit. En ja, dit is eintlik ongelooflik, toe ons nou 'n bietjie tyd afgehad het ons ook bietjie meer tyd gehad om like met die meisies wat cricket speel, bietjie tyd te kan spandeer en te sien hoe baie is daar wat belangstel en hoe baie is daar wat wil speel. En ons het ook elke jaar gaan ons op die roadshow wat ons na die Cricket Namibië hubs toe gaan in die noorde, by die kus, en ons het ook ons eie vroue liga begin hierdie jaar wat ons half op die basis baseer het, soos wat dit in Suid-Afrika gespeel word, wat ons op 'n Saterdag 'n 50 ouer wedstryd speel en op 'n Sondag 'n T20. Ja, ons onder 19 speel ook hierdie jaar qualifiers nou in September, so ons het seker gemaak ons deel ons senior vrouens op in die spanne en dan ons onder 19s in die spanne, en dan het ons ook gaan kyk dat ons dit na die ander dorpe toe vat. Ons het in Gobabis gespeel, Otjiwarongo, Tsumeb, Walvis, hierso in Windhoek, en dan het ons nog wedstryde oor wat nog gespeel moet word as ons internasionale blok weer bietjie oop is. Ja, so ek dink die feit dat cricket regtig die enigste professionele sport in Namibië is, wat jy 'n inkomste, jy kry 'n maandelikse salaris. Ja. Dit is letterlik, dit is nie 'n kwessie van jy gaan speel en jy kry 'n match fee nie. So ja, ek hoop soos ek sê, ons grootste dryfkrag is om seker te maak ons los cricket in 'n beter plek, en ek hoop ons kan elke generasie na ons inspireer en deur dit wat ons doen nog meer geleenthede vir hulle skep, en altyd daai interaction met hulle kan hê om te sien hoe dit is en hoe lekker dit is om in hierdie omgewing te kan wees. Al is daar so baie druk op jy moet presteer of jy moet goed doen, want alles het mos maar in professionele sport, het mos maar vir jou om dit te kan doen, moet jy dit doen. Ja, so altyd kyk altyd uit daarna om seker te maak ons los dit in 'n beter plek en probeer ons bes om die volgende generasie te inspireer deur hoe en wat ons doen. Ja. En ek dink julle daai sê ding, jy kwyt jou goed van jou taak of so. Ek dink regtig julle as ek kyk na die bewusmaking wat in die laaste paar jaar daar was teenoor, toe ek op skool was of toe ek klein was, en julle doen regtig 'n goeie werk. So well done. Ek sê altyd goue sterretjie vir jou. En dit is so. Ja, maar dit is nou al die tyd ons het vir hierdie onderhoud. Baie dankie dat jy saam met ons op die bank gesit. Maar jy is nog nie vry nie. Net hierna moet jy nog vir ons 'n paar vrae antwoord op blitsvinnig. So Blitsvinkers kykers, dankie dat julle saam met ons hierdie onderhoud gekyk het. Maar bly ingeskakel want net hierna sit ek vir Sunay bietjie op die warm sitplek want sy gaan bietjie vir ons by Blitsvinnig 'n paar vrae antwoord. Welkom Blitsvinkers kykers by Blitsvinnig. Ek het nog vir Sunay Witman op die bank en sy gaan so 'n bietjie 'n blitsvinnige vraag vir ons verantwoord. Is jy reg, Sunay? Ja, so ek's nou 'n bietjie op my senuwe wees. Ek hoop ek's vinnig genoeg. Okay, so die eerste ene, vinnig. Wie is die persoon wat jou die meeste inspireer? Myself. Well done. Droomvakansiebestemming. Die see. Jou gunsteling stokperdjie. Foto's neem. Wat is die beste raad wat jy al ontvang het? Yes, so ek is die blitsvinnig met daai een. Ons skiep hom. Ja, yes. Okay. Wat is jou gunsteling soos gemorskos, soos jou cheat meal? Pizza. Okay. As jy 'n superpower gehad het, wat sou dit gewees het? Om vinnig te hardloop. Wat is jou huidige gunsteling TV-program om te kyk? Yes, ek het die tyd om TV te kyk, die sport. Enige sport. Okay, wat is die vreemdste ding wat jy op die oomblik in jou cricketsak het? Tissues. Okay. Is jy 'n oggendpersoon of 'n aandpersoon? Definitief 'n oggendpersoon. En dan beskryf jou leierskapstyl in 3 woorde. Ja. Ek dink ek is uniek. Ek is gemotiveerd en inspirerend. Okay. As jou lewe soos 'n filmgenre was, wat sou dit gewees het? Nee, romance, niks nie romantiek nie. 'n Comedy. 'n Comedy.
Buiten cricket, wat is jou gunsteling sport om te speel? Dan mag ek meer as een noem. Jy mag? Rugby, hockey, atletiek, netbal. Okay, so eintlik maar alles. En dan rangskik bietjie om te golf, om te bal of om veldwerk te doen in jou orde van mees gunsteling na least favorite. Batting, bowling, fielding. Okay. En dan wat is jou soos go-to liedjie as jy opwarm vir 'n wedstryd? My Battle Belongs to You deur Phil Wickham. En dan cricketspeler wat jou die meeste inspireer? Lazelli. Dis hy, dit was dit. Was dit erg? Was dit okay? Dit was okay geweest. Okay. Dankie dat jy saam met my weer gekuier het op die bank. Dit was regtig 'n voorreg. En ek hoop om jou een van die tyd weer te hê. Baie dankie. Dankie Blitsvinkers kykers dat julle vandag saam met ons Blits vinnig gekyk het. Bly ingeskakel want net hierna luister ons bietjie na 'n nuwe liedjie. Welkom by Voor in die Koor, waar ons die betekenis agter kunstenaars se liedjies ontdek. Dank die Here vir jou deur Barto en Bernice West is 'n emosionele Afrikaanse popduet wat diepe dankbaarheid en ware liefde vier as 'n seun. Die snit kombineer hul stemme in 'n meeslurende melodie wat van intieme tot kragtig opbou. Die liedjie begin waar die sangers terugkyk na hoe dinge afgeskop het, hoe swaar dit aanvanklik was en hoe hulle harde klippe gekou het. Dit vertel 'n storie van 'n pad wat nie maklik was nie en waarvoor die osse ingespan is, maar ondanks al die struikelblokke, finansiële of emosionele druk en uitdagings, het hulle mekaar nie verlaat nie. Die kern van die liedjie is 'n opregte en oopbreek dankgebed, 'n besef van hoe kosbaar dit is om 'n maat te hê wat saam met jou deur die modder en die swaar tye gestap het. Iemand wat net vir jou gemaak is, wat jy op kan vertrou in moeilike tye en wat altyd aan hulle sy sal wees. Dit gaan oor die verligting, vreugde, vrede en diep waardering wat jy voel wanneer jy uiteindelik aan die ander kant van 'n moeilike tydperk uitkom en besef jy sou dit nooit sonder die Here en daardie spesiale persoon aan jou sy gemaak het nie. Dankie dat jy die week Voor in die Koor saam met ons geluister het. Doen jouself die guns en gaan luister self na hierdie liedjie. Dit was dit. Nog 'n Blitsvinkers episode is verby. Ek hoop julle gaan kyk bietjie in na die Capricorn Eagles se wedstryde hierdie week en ek hoop julle het hierdie episode saam met ons geniet. Tot volgende keer. Totsiens.